van toeneem in guns en ons begin weer met 1 Samuel 2 vers 26 waar die Bybel sê die seun Samuel het gegroei in guns en in statuur by God en by die mens. Waar ek en jy gaan, weet jy waar kom ons guns eerstes vandaan? Dit kom van God af. God skenk vir jou die guns en wanneer hy vir jou die guns gee, dan gebruik hy mense om vir my en jou guns te gee. Dawid skryf in Psalm 81 vers 6, hy sê, ek is 'n gunsgenoot van die Here. Kan jy vanoggend oor jouself proklameer en sê, ek is 'n gunsgenoot van die Here? Amen? Sê vir die ou langs jou, ek is 'n gunsgenoot van die Here. Ek en jy is gunsgenote. Weet julle, baie keer, soos wat 'n ou deur die lewe gaan, dan kom die duiwel, dan kom steel hy. Dit wat God in jou hart kom belê het, dit wat God vir jou beplan het, dan begin ek en jy glo, God is nie 'n gunsgenoot, of ek en jy is nie 'n gunsgenoot van die Here nie. Weet jy wat jy met jou hart glo, met jou mond bely, dit sal so wees. Wat spreek ek en jy oor onsself? Ek bid dit baie vir ons lidmate, as iemand gaan vir 'n onderhoud, of iemand gaan vir werk, of wat ook al, dan bid ek vir daai persoon, dan sê ek, dankie Here, hy het u guns, of sy het u guns. Ons guns kom van die Here af. Maar weet julle wat, ons groote min in dit wat God vir ons wil doen. En as jy nou na al die preke wil luister, gaan kyk op Facebook of op YouTube, na al die vorige preke wat ons gepreek het, daar's baie oor jou woorde, daar's soveel baie goed. En vanoggend gaan ek bietjie stil staan by 'n saak wat, ek het gekyk, ek het 3 jaar laas, vandag presies 3 jaar laas, het ek gepraat oor finansies. Weet julle, baie kerke praat elke Sondag van die kansel af, is net geld, geld, geld. Ek glo in hierdie gemeente, ons sê dis 'n saak tussen jou en die Here, maar ons moet mekaar bietjie herinner. Amen. Moet ons mekaar bietjie bemoedig. En weet julle, gewoonlik as jy oor geld praat, jy weet wie word altyd kwaad? Die ouens wat nooit gee nie, die ouens wat dit nie die konsep verstaan nie. Is tiendes nog 'n wet? Is tiendes nog 'n moet? Moet ons nog tiendes gee, of het ons nie meer in vandag se tyd nodig nie? As jy met baie mense praat, dan sê hulle vir jou, maar pastoor, dit staan nie meer in die Nuwe Testament nie. Kom ons begin by Maleagi 3 vers 7. Hy sê, sedert die dae van julle vaders, het julle van my insettinge afgewyk, en dit nie onderhou nie. Dan sê hy, keer terug tot my, en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? Waarin moet ons terugkeer? Dan sê hy, vers 8, mag 'n mens God beroof? Weet, want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawes. Kom ons kyk gou 'n bietjie. Wat is die definisie van roof? Jy weet. Dis die definisie van diefstal. Die definisie van diefstal is die wederregtelike en opsetlike toeëiening van iemand se eiendom. Die definisie van roof is die wederregtelike en opsetlike toeëiening van iemand se eiendom met geweld. Met geweld. Met ander woorde, Stom, kom gou hierso, ek wil gou net 'n demonstrasie doen. Stom, ek gee vir jou hierdie Bybel. Dis joune. Vat hom. Vat hom. Vat hom. Dankie, Stom. Nou julle sien, dis wat ons met die Here doen. Die Here sê, ek gee dit vir jou. Maar wanneer jy dit vir hom moet gee, dan gryp jy dit terug. Dan sê jy, Here, ek vat dit met geweld. Ek wil dit nie vir u gee nie. Ek wil dit eerder self hou. Ek wil dit eerder self hou. Dis die definisie van roof. Jy vat dit met as geweld betrokke. Met ander woorde, jy is bereid om vuis te slaan. Maar die Here te sê, Here, ek slaan vuis oor u geld. Aan wie behoort die tiendes? Hoor wat sê hy. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my, julle, die hele nasie. Hy sê met die vloek is jy belaai. Nou prys die Here, Galasiërs 3 vers 13 sê, die vloek wat op my en jou was, het Jesus op hom geneem. Weet jy wanneer word 'n vloek 'n werklikheid in my en jou lewe? Wanneer ek en jy deure oopmaak. Wanneer jy uit God se woord uitbeweeg. Jy kan nie sê, Here, beskerm my. Here, ek glo u beskerm my, wat ons vir elke Sondag na hierdie diens bely, Psalm 91, maar dan gaan ek en jy, en ons gaan speel op die duiwel se stoep, en ons dink hy gaan jou uitlos nie. Hy gaan jou nie uitlos nie. Jy het God se bloed oor jou, sy beskerming oor jou, as jy onder die beskerming van die Almagtige bly, as jy onder dit uitgaan,
Jy kan nie 200 km/h deur die dorp jaag en dink daar gaan niks met jou gebeur nie, want God beskerm jou mos. Of nou gaan jy vir 2 weke op vakansie en nou sê, ag, weet jy wat, ek los maar net my deure oop, want ek glo die Here nie. Nee, die Bybel sê, waak en bid. Waak en bid. Hy sê, vers 10, bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin. Mag ons God beproef? Die Bybel sê, die mag die Here jou God nie beproef nie. Hier is die enigste plek in die hele Bybel wat ek lees, waar God sê, beproef my. Hy sê, beproef my, kyk, baie mense het nooit niks nie, weet jy hoekom? Want hy het nie die vermoë geleer van saai en maai nie. Weet, as jy 'n boer is, en jy boer nou in die begin van die jaar, en jy gaan sit daar op die stoep, en dan wag jy aan die einde van die seisoen, en jy sê, joh, jy gaan 'n lekker oes kom. Daar gaan nie 'n oes kom, as jy nie saad in die grond sit nie. Jy moet saad in die grond sit om 'n oes te kry, dis met alles in die lewe so. Die saad wat jy in die grond sit, gaan vir jou 'n oes oplewer. As jy God se guns wil hê, hier sê hy, jy's met die vloek belaai, hy sê, beproef my hierin, en sê die Here van die leerskare, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Hy sê, beproef my, ek sal die vensters van die hemel vir jou oopmaak, en 'n oorvloedige seën oor jou uitstort. Wat sê Johannes 10 vers 10? Die dief, die Satan het gekom om te slag, om te steel, om te verwoes. Maar Jesus het gekom dat ek en jy lewe en oorvloed daarvan kan hê. Partykeer wonder ons, Here, hoekom lewe ons nie in oorvloed van lewe nie? Daar sit ons sekretaresse, die Here weet, ek betaal elke maand my 10des. My 10des gaan elke maand van my salaris af. Voor ek dit nog gekry het, is dit klaar gaan. So ek mis dit nie eens nie. Want dit is klaar weg. Dis 'n beginsel wat ek en my vrou al die jare toepas, is ons 10des. Hy sê, of ek nie oorvloedige seën julle sal uitstort nie, en ek sal die springkaan vir julle afweer, sodat die opbrengs van julle grond nie verwoes nie. Ook die wynstok en die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. Hy sê, ek sal vir jou die springkaan afweer, al die goeders wat jou so baie aanval, daai wasmasjien wat so kort breek, daai goed wat kort stikkend gaan, begin 'n bietjie, besluit nou vandag, jy gaan jou 10des gee. Die Here weet, dan is die duiwel kwaad vir jou. Dan val hy jou aan, want hy wil nie hê jy moet vir God se saak gee nie. Weet julle hoekom moet ons eerstens 10des gee? Waarvoor is die belangrikste? Hy sê, sodat daar spys in my huis kan wees. Ons help baie mense. Ons moet die evangelie verkondig. Die grootste saak vir God is, sy koninkryk moet uitgebrei word. Ons het mense nodig om sy koninkryk uit te brei. Ons moet siele red. Baie keer, jy slaap vanoggend hier en jy sê, Here, maar ek is nie geroep om siele te red nie, want ek kan nie praat vir mense nie. Jy kan jou geld gee. En jou geld kan siele red. Jou geld kan daar buite 'n verskil gaan maak. Is 10des 'n wet? Het was 'n wet. Het was 'n wet. In die Ou Testament. Maar Jesus het die wet kom vervul. Hy het die wet kom beter maak. So as ek en jy nou 10des gee, hoekom gee ons 10des? Nie meer omdat ons moet nie, maar omdat ons wil. Omdat ons doen wat God se woord sê. Dit staan in sy woord. Dis nie wat ek sê nie, dis nie wat die kerk sê nie, dis nie wat die gemeente sê nie, dis wat God se woord sê. As ons gaan kyk na Abraham. Nou Abraham het aan Melchisedek 10des gegee. Wie was Melchisedek? Kom ons kyk gou, wie was Melchisedek gewees? Melchisedek was 'n tipe van Jesus. Het Abraham nodig gehad? Onthou, toe Abraham gelewe het, wanneer het die wet gekom? 400 jaar later. Met Moses het die wet eers gekom. Abraham was nie onder 'n wet nie. Maar Abraham besluit uit sy self uit, ek wil bless, ek wil gee, want God gee vir my. En hy besluit, ek gaan vir Melchisedek gee, dan lees ons in Hebreërs 7 vers 1. Want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van die God die Allerhoogste, wat vir Abraham temoet gekom het, by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het, en hom gesien het, vers 2, aan wie Abraham ook 'n 10de, deel van alles gegee het, hy wat in die eerste plek volgens uitleg, koning van geregtigheid, en ook die koning van Salem, dit is koning van vrede. Wie is koning van geregtigheid? Jesus. Wie is koning van vrede? Jesus. So Melchisedek is 'n tipe van Jesus, want jy gaan nou kyk, wie was hy? Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae en lewenseinder.
maar gelykstaande aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. So Melchisedek is nie sommer net 'n gewone ou nie, maar Abraham het nie nodig gehad om vir hom te gee nie, maar hy besluit, hy wil vir hom gee. Môre tannie Esther, ek het jou nie gegroet nie, sorry my tannie. En dan sê hy, let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham, die aartsvader, 'n tiende van die buit gegee het. Nou het hulle wat uit die seuns van Lewi die priesterskap ontvang het, wel 'n gebod, om volgens die wet van die volle tiendes te neem. Dit is van hulle broers, of skoon hulle uit die lendere van Abraham voortgekom het. Maar hy wat nie uit sy geslagsregister aflei nie, het van Abraham tiendes geneem, en die besitter van die beloftes geseën. Wie van julle is nasate van Abraham? Ek is. Dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê, Abraham is die vader van geloof. God het by Abraham gekom, hy het vir Abraham gesê, Abraham, ek gaan jou seën, ek gaan jou 'n ryk nageslag maak, ek gaan jou voorspoedig maak. Hoekom? Sodat jy 'n seën vir die wêreld kan wees. En hier sê hy, die meerderheid van die mindere ontvang, en hy het die besitter van die belofte, het hy geseën. So ek en jy is besitters van die belofte van God. Want God sê, ek maak vir jou die sluise van die hemel oop, ek voorsien vir jou. So ek en jy die reg om van God af te kry. As Abraham dit kan doen, hoekom kan ek en jy nie ook nie? 1 Kronieke 29 vers 14. Want wie is ek tog? En wat is my volk, dat ons in staat sou wees, om sulke vrywillige gawes te skenk? Want dit kom alles van U, en uit U hand uit, het ons dit aan U gegee. Hoor jy wat sê hulle? Dit kom alles van God. En uit sy hand het hulle teruggegee. Nou, jy het al gehoor van die storie van die pa wat, hy gaan koop vir sy seun, sê vir hom, pa, ja, ek is nou lus vir lekker McDonald's chippies. En sy pa sê, okay, my seun, hy gaan koop vir my pakkie McDonald's chippie. En die seentjie gaan sit by die tafel, en hy begin hierdie McDonald's chippies eet. En toe die pa hierdie chippies sien, toe wil hy een hap vat. En daai seentjie gaan en hy beskerm daai chippies. Hy sê, pa, dis myne. Weet julle, dis wat ons met God doen. God het die vermoë om daai een chippie te vermeerder tot soveel as wat jy wil hê. Dan vra God vir jou net 1/10. Dan sê ons, nee Here, ons gee nie daai 10de nie. Ons moet onthou, wie moet tiendes gee? Almal wat werk, almal wat 'n inkomste het. Mevrou, jy ook. Jy moet ook tiendes gee, is nie net jou man nie. As jy salaris kry, moet jy ook 'n tiende gee, want God wil ons almal seën, hy wil jou gesin seën. Dit is vir hom belangrik. Want ons is vreemdelinge en bywoners voor U aangesig. Soos al ons vaders, ons daar op die aarde soos 'n skaduwee, en daar is geen verwagting nie. Wat sê God? Almal wat so beklei oor die land waarin ons bly en al hierdie goed. Hier sê die Bybel, ons is vreemdelinge. Dit behoort nie aan ons nie, dit behoort aan God. Alles wat ek en jy het, dit behoort eers aan God. Dis God se, dis heilig aan die Here. 1 Kronieke 28 vers 16. Here onse God. Dis Dawid wat hier bid. Dawid bid hier, hy sê, Here onse God, hierdie ganse rykdom wat ons berei het om vir U heilige naam 'n huis te bou. Dit kom uit U hand en dit behoort alles aan U. Is dit nie wonderlik nie dit wat jy het? Hier sê Dawid, Vader, dit kom van U. Dawid besef, hy snap dit. Hy sê, Here, ons wil hierdie huis, want Dawid is toe besig om die tempel te bou. En hy sê, Here, dankie dat ons die voorreg het om hierdie tempel te bou, want dit kom van U af. Dis U wat dit vir ons gee. Dis U wat ons in staat stel om hierdie tempel te kan bou. Hoekom gee ons tiendes? Weet julle hoekom? Dis 'n hartsaak. Soos alles in my en jou lewe, is dit wat ek en jy vir God doen, is 'n hartsaak. Ek het nog nooit vir een van u in hierdie gemeente ooit gevra, waar is jou tiendes, gee jou tiendes, of ek het aan die begin van die maand, of aan die einde van die maand by jou aangekom met 'n koevertjie, en vir jou gesê, waar is jou tiendes nie. Dis 'n hartsaak, my boetie en my sussie. Dis 'n saak tussen jou en die Here. Vra die Here, as dinge dalk in jou lewe nie uitwerk met jou finansies nie, vra die Here, Here, is dit nie dalk een van die goed wat maak, dat ek nie geseën kan word nie, want ek beroof U. Ek vat met geweld U saak terug. Tiendes is 'n hartsaak. Kom in hierdie gemeente, U sal nooit hoor ek sê op 'n Sondagoggend, jy moet gee nie. Dis 'n saak tussen jou en die Here.
Dan bid jy daaroor en vra, laat die Heilige Gees jou lei. Ons moet ons almal die Heilige Gees binne in ons. Laat hy jou lei. Laat hy vir jou sê, hoeveel en wat jy moet gee. Dis God wat dit doen. Dis hy wat jou in staat stel. Alles kom van hom af. Is tiendes vir die Here belangrik? Is dit vir Jesus belangrik? In die Nuwe Testament? Kom ons kyk na Markus 12 vers 41. En Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi. En baie rykes het veel ingegooi. En daar kom een arm weduwee en gooi 2 geldstukkies in. Dit is 'n oortjie. Toe roep hy sy disippels na hom en sê vir hulle: "Voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis ingegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud." Hoekom? Want God se saak was vir haar belangrik. Jesus het gaan staan by die skatkis en kyk. As die geld nie vir die Here belangrik is nie, hoekom het hy nie gekyk nie? Hoekom het hy gaan kyk? Want hy was vir hom belangrik. En hy sê, hierdie vroukie het meer ingegooi as julle almal. Jy het dalk die vermoë om te gee, maar jy sê, Here, gespandeer eerder my geld daar buite op my nuwe jaggeweer wat ek gaan koop, of wat ook al jy wil doen, is jou saak. Maar vra maar vir die Here, Here, ek sê nou nie, jy mag nie 'n jaggeweer gaan koop, jy mag. Maar moenie God se geld gebruik om te koop nie, want dan gaan hy geweer jou kos. Hy geweer gaan jou kos. En dan lees ons in 2 Korintiërs 9 vers 6. Dink daaraan. God sê, dink 'n bietjie. Voor jy iets 'n besluit neem, dink 'n bietjie. Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Hoe minder saad jy in die grond sit, hoe minder oes gaan jy kry. Hoe meer jy in die bank wil sit en hoe minder jy vir God wil gee, hoe minder gaan jy in die bank hê. Gee vir God, toets hom. Hy sê in Maleagi, beproef my, toets my. En kyk of ek nie die vensters van die hemel vir jou oopmaak en 'n oorvloedige seën op jou sal uitstort nie. Laat elkeen gee, soos hy in sy hart voorneem. My boetie en my sussie, dis 'n hartsaak. Gee soos wat God op jou hart lê. Nie soos wat ek vir jou sê om te gee nie. Gee wat God vir jou in jou hart sê. Laat elkeen in sy hart gee, soos sy gees in sy hart voorneem. Nie met droefheid of met dwang nie. God het 'n blymoedige gewer lief. God het 'n blymoedige gewer lief. Gee met jou hart, gee uit blydskap uit, omdat dit vir jou lekker is, omdat jy vir God iets wil doen. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees tot elke goeie werk. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder, en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Hoor jy wat sê? Mag hy wat die saad aan die saaier gee, vir jou ook brood gee. As God vir jou saad gee, as hy vir jou salaris gee, dis 'n saad wat hy jou gee. Eet jy daai hele saad op, of sê jy, Here, ek gaan sit bietjie weer saad terug in die grond. Jy kan nie dink God gaan jou seën as jy daai saad opeet nie. Hoe meer saad jy in die grond het, hoe meer vrug gaan jy kry. Hoe minder saad jy in die grond sit, hoe minder vrug gaan jy kry. En dan lees ons vers 11, sodat julle in alles ryk mag word. Sodat julle in alles ryk kan word, tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk. Hoor jy wat sê? Dat jy in alles ryk kan word, en as jy God se deel gee, wat gee dit vir jou? Jy sê dankie. Jy sê dankie Here, dat U my in staat stel, omdat U my in staat stel, nou gee ek weer terug vir U, van die bediening van hierdie hulpbetoning. Voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig, deur baie danksegginge aan God. Jy help ander mense, die Here weet, ons koop amper elke tweede maand. Hoeveel is dit nou al die lease? 35.000. 35.000 rand se kruideniersware wat ons koop, om ander mense te help. Hierdie gemeente hou nie net in, ons saai daar buite ook. Ons maak 'n verskil, ons gee vir geopende deure, wat groot werk in Afrika en in die wêreld doen vir God. Ons gee vir hulle ook elke maand, ons is nie synig nie. Omdat hulle deur die bewys van hierdie diens, God verheerlik. Hoor jy wat sê, as jy jou saad gee, wat doen jy? Jy verheerlik God. Dis deel van jou aanbidding. Weet jy, aanbidding is hande klap en sing is deel daarvan. Maar die Here sê, dis beter, dis makliker dis moeiliker vir 'n ryk man om in die hemel te kom, as wat dit vir 'n kameel is om deur die oog van 'n naald te gaan. Hoekom? Want baie mense ly mos aan hepsig. Ken julle hepsig? Ons hande is so toe.
Maar ons wil hê die Here moet vir ons gee. As jou hande toe is, kan jy net so bietjie, dit gaan uitval. Hou jou hande oop, dat jy meer kan gee. Dis wat God hiervan praat. Hy sê, omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God verheerlik, oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie van Christus, en oor die milddadigheid van die bydra aan hulle en aan almal. Die Bybel sê, ons verheerlik God. Ons sê vir die Here dankie. Markus 12 vers 17. Gee aan die keiser wat aan die keiser behoort, en aan God wat aan God behoort. As God sê dit behoort aan hom, wie is ek en jy om te vat vir onsself? Jy steel by die Here, jy roof die Here, jy vat God se deel. Spreuke 3 vers 19 sê, vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Hy sê die eerstelinge, met ander woorde, die 10de van al jou inkomste vereer jy God. Jy sê, Here, ek gee terug vir u, ek sê dankie. Dan sal julle, hy sê, daar's 'n belofte, as jy dit doen. Hy sê, dan sal julle skure vol word, en, van oorvloed, en jou parskype oorloop van mos. Hy sê, jy sal genoeg hê, jy sal nooit 'n tekort hê, as jy God se deel gee nie. Spreuke 11 vers 24 sê, daar is een wat ruim uitdeel, en nog meer kry, en een wat terughou, meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. Hoor jy wat sê? Daar's een wat ruim uitdeel en meer kry, maar daar's een wat terughou tot sy gebrek. Hoe meer jou hande toe is, hoe meer beroof jy jouself. Ons is besig met hierdie reeks oor guns. Vra die Here, Here, is dit nie dalk die rede hoekom my finansies so gemors is nie? Is dit nie dalk omdat ek nie u deel gee nie, omdat ek van u vat? Vra die Here, Here, help my, lei my. Laat ek met al gee jy, ons het in ons vorige kerke ouetjie gehad, ons praat oor tiendes lang terug, en hy sê, pastoor, ek kan nie tiendes gee nie. Ek sê vir hom, hoeveel kan jy die Here mee vertrou? Sê ek kan die Here vertrou met R100. Ek sê, prys die Here. Dis R100 wat jy nooit gegee het nie. En ons het sulke koevertjies, soos onthou as jy tiendes gee, jou koevertjies daar agter die deur, kry net jou koevertjies daar met jou naam op, en dan gee ons, dan gee hy vir my die R100, dan skryf ons sy kwitansie, en dan gee ek vir hom die koevertjie. Weet julle, en so het sy tiendes R200 geword, naderhand het dit R400 geword, toe ek daar weg is, toe was sy tiendes daai jare R4000. Begin met R100, hy het gesê, Here, stel my in staat, help my. Weet julle wat doen ons baie keer as ons verhogings kry? Dan koop ons nuwe goed, dan maak ons meer skuld, en ons doen al hierdie goed. As jy nie kan tiendes gee nie, vra die Here, Here, sê vir my, wat moet ek gee, hoeveel moet ek gee? God is by magte om die sluise van die hemel vanoggend oor jou lewe oop te maak, vir jou te voorsien, ver bo wat jy kan dink of bid. Vader, baie dankie dat ons vanoggend die voorreg het om u woord te hoor. Here, u woord sê in Matteus 7 vers 24, elkeen wat hierdie woorde van my hoor en dit doen, sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Here, help ons om verstandig met u geldsake te lewe, Vader. Dit wat u op ons hart lê, laat ons doen dit wat u wil hê ons moet doen. Vader, niemand in hierdie gemeente is ooit onder enige verpligting nie. Ons dwing niemand nie, Here, ons kyk nie wie gee wat nie. Vader, dit is 'n saak tussen u en ons. Abraham het dit gedoen, nie omdat hy moes nie omdat daar 'n wet was wat vir hom voorgeskryf het nie. Jakob het dit ook gedoen, Here. Hulle was almal onder die wet gewees, maar hulle het dit nie gedoen omdat hulle moet nie. Hulle het dit gedoen omdat hulle wil. Vader, ek bid vir elke toehoorder vanoggend, dat u ons seën. Here, as mense hier ingekom het vanoggend, wat een of ander las het, wat een of ander behoefte het, miskien is dit siekte, dalk is dit huweliksprobleme, maak nie saak wat dit is vanoggend nie, Here. Ons lê dit aan die voete van Jesus. Ons vertrou u, want u woord sê, gee dit van my, want lig is my las en sag is my juk. Vader, ons sal hierdie juk wat u op ons skouers lê, as ons dit vir Jesus gee, maak nie saak hoe groot is hy nie, ons sal hom kan dra. Verander ons vanoggend, Heilige Gees, wees u ons van naby, oortuig ons vanoggend, dit wat u graag in ons lewens wil doen. Vader, dankie dat u hand nie te kort is om te help nie. Ons loof en prys u vir die goeie God wat u is, en ons sal nooit nalat om aan u al die eer te gee nie, en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan staan, dan gaan ons 'n laaste liedjie sing. As jy dalk 'n gebedsversoek het, of jy wil ons met vir jou